presentation. Goeienaand en baie welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. Net meer as 3 jaar gelede is meer as 10 sogenaamde onwettige diamantdelwers dood in die verlate Bontekoe diamantmyn naby Kleinsee in Namakoland. 'n Vanaandse program verbreek een van die oorlewendes van die ramp die eerste keer sy stilswye oor wat daardie rampspoedige oggend gebeur het. Maar eerste aan die beurt vanaand. Groot opgewondenheid het van dese week in Kaapstad geheers na die aankondiging deur Iziko Museums van Suid-Afrika van die ontdekking van 'n Portugese skeepswrak, die São José Paquete de Africa. Die skip was in 1794 van Mosambiek na Brasilië onderweg met meer as 400 slawe aan boord, toe dit in stormweer by Clifton se 3de strand gesink het en die lewens van meer as 200 slawe geëis het. Die ontdekking word bestempel as 'n mylpaal in die studie van die transatlantiese slawehandel. Die aankondiging is 'n uitvloeisel van die Slave Wrecks Project wat in 2008 van stapel laat loop is en is 'n unieke vennootskap tussen museums en navorsingsowerhede in Afrika en die VSA. Majestueus hou Tafelberg wag by die poort na Afrika, die Kaap van Goeie Hoop. Maar die Atlantiese Oseaan wat haar omring, verberg egter vele geheime. Honderde skepe se geraamtes besaai haar kus, slagoffers van haar ander naam, die Kaap van Storms. Dit was ook die voorland van die São José Paquete de Africa. Onderweg van Mosambiek met 'n gruisame vrag, meer as 400 mense in kettinge geslaan, bestem vir 'n lewe van wreedheid, slawerny. Die eerste beeldmateriaal van die fonds is Dinsdag by die Iziko Slaweloosie in Kaapstad uitgereik, onder die vaandel van die Slave Wrecks Project. Dis 'n vennootskap tussen onder meer Iziko Museums van Suid-Afrika, die Smithsonian Nasionale Museum van Afro-Amerikaanse Geskiedenis en Kultuur en die George Washington Universiteit. So is die wêreld bekend gestel aan die tragiese verhaal. The company arrived at this remote place when the wind rose in such a way from the southeast that it was impossible to enter here in the Table Bay like it is normal in this case. The company, in the greatest anxiety, waited for the arrival of the day, threw the anchor, and found themselves run aground on 2 rocks. They therefore sent a boat of slaves to the shore, which arrived safely, but because of a dangerous surf, it could not return. The ship broke to pieces, through which they afterwards found out that 212 slaves, which tried to save themselves, died. Die wrak is reeds in die 1980s ontdek deur skattejagters en is verkeerdelik as die Nederlandse handelsskip Schuilenburg geïdentifiseer. Maar in 2010 en 11 ontdek die Iziko Museum se maritieme hoofargeoloog Jaco Boshoff die kaptein se weergawe van die gebeure rondom die sinking van die São José in die Kaapse argiewe. Die fonds is belangrik in die sin van dat die slawe wat agtergebly het op die skip wat oorleef het, is in die Kaap verkoop as slawe. So hulle het deel geword van die Kaapse samelewing en dis die Suid-Afrikaanse samelewing. En ek dink dit is nogal belangrik om daarna te kyk, veral in die lig van die onlangse xenofobie in Suid-Afrika, om te besef dat Suid-Afrikaners is eintlik deel van 'n groter groep mense, en dat ons moet besef dat ons is nie verskillende groepe noodwendig nie, maar dat al is ons verskillende groepe, is ons nog steeds deel van een groot groep en hopelik sal hierdie projek iets daarvan uitbring. Met hernuide ywer is navorsing rondom die skip weer aangepak. In 2012 en 13 is verskeie dokumentasie in Portugal en Mosambiek ontdek. Dit bevestig onder meer die verkoop van 'n Mosambiekse slaaf na die skip. Volledige dokumentering van die wrak begin ook in 2013. In 2014 en 15 word van die eerste artefakte uit die see gehaal.
What really sort of moved me and gave me a sense of where I actually was and what actually happened at this site was Tari took us around these rocks, and there it was sort of embedded in the seabed, and enlarged between these rocks was a huge wooden member. This was my first visual of the San Jose, where so many people had lost their lives. I know it might sound a bit esoteric, but when I touched that wooden member, it's like I was hearing the voices and feeling the souls of those individuals that perished there. And I knew then that I wanted to work this project and really help tell the story of the San Jose. Die São José is van die vroegste skepe wat reise onderneem het in die slawehandel tussen Mosambiek en Brasilië. Dit is op groot skaal gedoen en het tot diep in die 19de eeu geduur. Daar is aanduidings dat Zulus ook aan slawehandel deelgeneem het, maar ook aanduidings dat vlugtelinge wat deur die slawehandel ontheem is, skuiling in Zululand gaan soek het. Daar word geraam dat meer as 400.000 Oos-Afrikane die reis tussen 1800 en 1865 onderneem het onder haglike omstandighede. In many ways, the slave trade itself, even if you were taken to Brazil or taken to Charleston or back up to Lisbon, it's part of a whole process, a process of commodification, a process of dehumanization and brutalization. So in many ways, by illuminating just one small part of it, you're illuminating a global story. So for us, it's also important to realize that often nations are so parochial that they look at the story simply through their lens. And what we want people to do is realize it's bigger than one nation, that the way people were treated, the numbers of people that were taken, and where they came from had nothing to do with what was going on in the Americas. It's really decisions that were made in Europe. So that's really the goal for us, is to help people see this in a broader context. Objekte van die skeepswrak sal tot 14 Junie by die slaweloosie uitgestal word. 'n Klein aantal artefakte sal deur Iziko Museums en die Suid-Afrikaanse regering aan die Smithsonian Nasionale Museum van Afro-Amerikaanse Geskiedenis en Kultuur geleen word vir 10 jaar. Dit sal deel wees van 'n slawerny en vryheid uitstalling wat in die herfs van 2016 sal open. Die groter meerderheid van die argeologiese artefakte sal egter in Suid-Afrika bly. It's very important that this particular process continues so that we enrich the archive, that there's not just the archive, the books, written in a foreign language, that in fact we have conversations about them and we continue to have this unending dialogue between the past and the present, because human trafficking, etc., still exists today. And so I'm hoping, and I'm pleased that, the Smithsonian is looking at slavery and freedom. And, those are issues that we are dealing with right now. So for me, this project becoming a project of recognizing people, recognizing the faceless, is very, very important for the contribution of knowledge making globally. Clifton se derde strand verraai niks van die menslike drama wat hom hier afgespeel het nie. Dit verraai ook niks van die wat oorleef het en hul lewens gesluit het, wat minder as mens beskou is, statistiek geword het, slawe van die Kaap geword het. Maar hulle stemme het uiteindelik herrys, bo die gedraal van tyd, die ewigheid in. Aangrypend, baie aangrypend. Baie dankie aan Mariska Botha van ons Kaapstadse redaksie vir daardie verslag. Net hierna praat familielede en vriende van die meer as 10 onwettige mynwerkers wat 3 jaar gelede in die Bontekoe mynramp dood is, oor wat daardie oggend gebeur het en hoekom sommige van die werkers se dood voorkom kon gewees het. Ons is binne enkele minute terug.
Welkom terug by Fokus op SABC3. Net meer as 3 jaar gelede is net meer as 10 sogenaamde onwettige diamantdelwers dood in die verlate Bontekoe diamantmyn naby Kleinsee in Namakwaland. Die myn het in die vroeë oggendure van 22 Mei 2012 op hulle ingeval. Gemeenskappe in Namakwaland het nog nie vrede in hulle harte oor wat daar gebeur het nie, veral omdat geen van die oorlewendes oorskot aan familielede vir uitkenning gewys is nie. Vir veral Nababiep is dit nog 'n rou sweer. 5 jong mans van die dorp was onder die oorledenes. Een van die oorlewendes liewer van die ramp, het nou vir die eerste keer sy stilswye verbreek. Keith Suster het met hom gesels en ook met van die familielede van die mans wat in die ramp gesterf het. Die begrafplaas hier op Nababiep is 'n stilswygende getuie van die dood van 5 jong mans wat op 22 Mei 2012 by die Bontekoe diamantmyn hul lewens verloor het. Die voorval het Namakwaland geruk en die kollig op onwettige diamantdelwery gegooi. Sarah Meyer het na 2 van die oorlede jongmans omgesien. Hulle het in die sinkhuisie langs aan haar huis gewoon. Sy vertel hoe die tyding van hul dood haar bereik het. Spons en Manu, soos hulle in die gemeenskap bekend was na aan haar hart. Dit voel vir my soos 'n droom. Dit voel vir my die kinders is nog altyd maar net iewers. En die dae het verby gegaan en die begrafnis is gereël en ek het maar my bes probeer om die leiding te neem, om die voortou te neem, aan die kant te maak, kos te maak vir die familie wat gekom het en so aan tot na die begrafnis. Wat ek kan sê, dat het vir my gevoel is my eie kinders. Wat daar onder die graf te gelê. En toe ons nou hoor dat hulle nog nie uitgehaal is nie, en ek sê, Here, as hulle lewe, ek meen dat hulle nou nog nie gekry is nie, dan lewe hulle mos nie meer, maar ons het nog altyd maar gehoop. Ruben Kloete was sy moeder Johanna se oogappel. Hy het die tragiese nag vir die eerste keer ondergronds gegaan. Vir my voel dat hy moet nog altyd huis toe kom, omdat ek nie vir hom gesien het nie. Sommige mense sê mens die mag ons nog nie na by die huis gekom het. Sommige sê miskien minstens die lyk ons moes nou maar net bevestig. Maar wat vir my nog was die snaakste, want hy was die eerste een wat hulle uitgeken het. So dit voel vir my, die anders het hulle baie gesukkel. Maar Ruben was die eerste een wat hulle kom bevestig het. Hulle het hom gekry en hulle het nie so baie forensies gehad om op hom te doen, soos by die anders het mens 2 weke en 3 weke geleef word, maar Ruben was een van die eerstes wat hulle vir my kom sê. Johanna Kloete, net soos baie van die ander mense wat geliefdes verloor het, wag steeds vir 'n verslag oor die ongeluk. Ek kan niks daarvan sê nie. Ek weet dat die speurders het gekom en gegaan, hulle vir Romano die seun gevra wat hom laaste gesien het, maar dat alles net gaan doodloop. Ons weet nie waar ons staan eintlik met al hierdie dinge nie. Baie delwers het daardie aand uit die myn gevlug, maar die man was saam met ander onder die grond vasgekeer. Hy vertel hoe 2 van sy makkers langs hom gesterf het, terwyl hy ure lank onder die klip en sand vasgepen was. Hy moes sy eie bene breek om homself te bevry. Die myn het nie geval soos by sekere myne wat betrokke gewees het, wat rotsstortings is, wat jy kan hoor. Dis 'n harde geluid nie. Daar was net 'n plot geluid en hoe die myn geval het. Hy het net gemaak poef, poef. Die eerste 2 keer wat hy geval het van die face af, wat hy poef geluid het. En almal wat daar binne was, van die ouens het onmiddellik en kon hulle uitkom, maar die mense wat daar binne was, het onmiddellik daai hulpkreet het hulle afgegee van help en was onmiddellik na dit daai hulpkreet het hulle afgegee, toe hulle stil. Toe ek op daardie berusting gekom, of door daardie versekering gekom, dat die mense tot sterf gekom in die myn. En terwyl ek daar vasgelê het, was die een man in my linkerarm, geen kennis van hom nie. Die raste in my regterkant, geen kennis, ek weet nie wat sy naam was nie. En ek was nog gesien in watter situasie ons is. Ek het tot by my skouers toegeval, pas gevolg van fyn grond en klippe nou. Die bene was altyd vas ook. Na die sekere tyd, ek het later my horlosie maar afgehaal. My horlosie het ek in kan neergesit, want tyd was vir my 'n faktor, en ek het later gesien, hoe langer ek miskien hier lê, dan gaan miskien nog anderlike dinge met my gebeur binnekant.
So ek het my horlosie afgaan en een kant neergesit dat ek nie kon met tyd gekoppel gewees het nie. En die oomblik wat ek daar lê in die myn en hulle die dokters, mense wat later gekom het, die Dinsdag, het van die polisie moes opgedaag en die medische dienste se mense nou opgedaag. Toe het hulle suurstof in die myn vir my afgesit, waar ek op 'n swaar manier met die pype moes bekom het en die suurstof geinhale het. En die medikasie wat hulle in botteltjies vir my afgestuur het, om die pyn te kan verlig en die hydration wat ek moes nou as gevolg van die lang tydperk wat ek in die myn gelê het hulle vir my daardeur hulle my versterk ook, dat ek my kon self wel losgemaak het. En op die einde van die dag, wat ek met daar uitkom, en ek was nou maar verneem van hoeveel mense ons daar binne was. Joseph Engelbrecht het sy PC in Denver daardie aand in die ongeluk verloor. Volgens Engelbrecht kon baie meer delwers gered word as die polisie hulle nie verhoed het om weer ondergronds te gaan om hul makkers te help nie. Dan kom ek daar by die myn waar hy toegeval het, dan staan die beers daar, polisie is daar, expertise wat hulle het invlieg het van Bloemfontein af, met sakkabels, met suurstof. Jy kan nie met 'n sak daar afgaan nie, dis in 'n tonnel. Ek verduidelik daai mense, is daar 'n manier hoe julle kan vir ons 'n kans gee nie? Hier is nog mense wat ons kan help hieronder. Hier is nog mense. So gee vir ons 'n kans. Ja, maar julle is diggers. Wat is 'n digger? Ons is nie skelms nie, ons het net vir ons lewe gesoek. Alhoewel daar nou manne is wat nie wil gehoor het nie. Ek het met die polisie geredeneer en ek het met die beers geredeneer. Toe sê hulle vir my, okay, ons gaan jou 'n kans gee, maar dis eie risiko. Maar hoe gaan jy nie gehad in? Toe sê ek, dis waarvoor ek sê, ons het die nodige ekspertise hierso. Hier is my klong, hy sal ingaan. Right, hulle gee die klong 'n kans. Daar's 'n lewendige getuienis in 'n Babie. Ek is nie skaam om te sê wie is hy, die grootjie, hy sal my kwaad wees nie. Sy naam is James. James is uitgehaal na hy gehad het. Toe James uitgehaal word. En die klong wat hom uitgehaal het gesê, daar is nog mense wat ek kan help. Toe sê hulle vir hom, meneer, die is 'n crime scene. Gee julle pad hierso. Volgens Engelbrecht het hulle reeds weke en maande voor die voorval met die regering gepraat om iets daadwerklik te doen om die onwettige bedrywighede te wettig. Ons wat kennis het van my het gesien, daar gaan mense dood, maar ons het net nie geweet wanneer en hoe nie. Verstaan? Godfrey het gekom Kommagas toe op aanvraag van ons. Die eerste keer goeie vergadering gekom hou, beloftes. Ons het hom 'n tweede keer gaan sien. Hy het die tweede keer weer gekom. Die tweede keer was ons gebeloof hand en mond, want ons beskik oor die nodige ekspertise in ons area. Ons se mense hier so self het gewerk al die jare in die beers. Ons kan van top af tot op die grond kan ons die myn ran. Ons het ons eie safety man geregistreer in Springbok, Pieter Damon, wat sal vir ons die safety die gedeelte gedoen het. Met ander woorde, ons het die ding op die tafel gaan sit vir die minister. En wat hy gedoen het die derde keer toe moet kom om alles te kom finaliseer vir ons. Toes meneer Olifant die beskikbaar nie. Dis maklik om diamante te delf, sê Sakkie Booysen. Hy is 'n delwer wat ook baie ure onder die grond voor die ongeluk by Bontekoe bestee het. Nadeboy van De Beers is net so 500, 600 meter aan die ander kant van die rivier. En daar is areas wat skatryk is, wat ons delwers noem bossies in takke. Kief, jy vat die bossie, jy trek hom uit, jy slat seker maak alle gras die wortels af. Daar's 'n plek wat ons noem winkelrag. As jy daar grasies gevat het, dan sê die manne, dan is jy onmiddellik in die winkelrag. Daar's ou heuwels, enkel diepte, kniediepte, maar jy kan nie daar 'n broodjie soek nie, want jy word in ver af word jy gesien. Daar is geen twyfel nie dat die Bontekoe ramp nie ander delwers afgeskrik het nie. Daar is steeds tientalle mans en vroue wat onverpoost diep in die maag van die Namakolandse aarde in moeilike omstandighede na Diamond en Antidolly, oftewel die blink klippies van die dood soek. En hopelik kom daar 'n oplossing vir hierdie situasie, anders gaan daar nog lewensverlies wees.
Die ontwikkeling van sosiale media op rekenaars, tablette en veral slimfone snel teen 'n vinnige pasvoort. Net hierna stel ons u bekend aan 'n nuwe media platform in Afrikaans. Die van u wat 'n bietjie skie is vir sosiale media, hoef nie te skrik nie. Die ontwikkelaars van die nuwe platform sê dit is baie verbruikersvriendelik. Breigel is daarvoor ingeskakel. Een nuwe media-platform in Afrikaans het pas die lig gesien. Die stigters daarvan sê dit is veral geskik vir diegene wat bang is vir sosiale media. Hulle het nie minder nie as 4 jaar lank aan die Afrikaanse sosiale media-platform gewerk wat Twitter heet. Nou, Twitter is gebou, afgebreek en herbou totdat hulle tevrede was. Die naam alleen het duisende rande gekos en intensiewe navorsing is gedoen om vas te stel of die nuwe platform finansiëel lewensvatbaar sou wees. Die nuwe sosiale of mobiele netwerk is tans beskikbaar op Android slimfone en in die Apple Store. Fokus die digitale media fundi, Jolien Reed, het hierdie verslag saamgestel. Hallo, ek is Adam, ek is op Twitter. Kry my op Twitter. Ek's goed, ek's op Twitter. Ek is Wikus van der Merwe en ek is op Twitter. E-mail, Twitter. Twitter bied vir almal die geleentheid omdat jy binne mense is wat daai gemaklike omgangstaal verstaan, kan jy dit gebruik hierso. Jy hoef nie so klinies te wees, soos wat jy tipies sou wees wanneer jy in 'n meer wanneer 'n situasie is met die potensiaal waar jy misverstaan kan word. Op Twitter kan Afrikaners en ander wat die taal verstaan gesels, skerts, spog en sommer vierspog. Deskundiges sê Twitter sal 'n betekenisvolle bydrae lewer tot die Suid-Afrikaanse woordeskat omdat dit oorspronklike nuwe woorde sal inspireer. Hulle meen die nuwe sosiale platform sal nuwe energie aan die taal verskaf soos nooit vantevore nie. Op Twitter word rasisme en rasseveroordeling nie geduld nie. Twitter is 'n nuwe generasie mobiele media platform waar enige iemand kan aansluit as jy die Afrikaans kan verstaan, maar jy kan dit in enige taal gebruik. Maar die wonderlike ding is dat dit gee vir Afrikaans sprekende mense 'n sosiale en 'n mobiele media netwerk waarop hulle kan reis. So jy kan 'n 21 eeuse gesprek voer deur of teks te gebruik of 'n video te gebruik of 'n foto te gebruik. En ons vind dat dit bring 'n geweldige nuwe klomp energie in die taal. En veral vir jonger mense wat slimfone en selfoon baie gebruik, dis nou maklik want hulle kan in 'n taal reis en kommunikeer. Wat kan mens als op die Twitter snelweg vind? Ons het 'n tuisblad waar ons goed het wat ons noem magnete. En dan het ons 'n magneet wat ons noem bliksem. Dis Afrikaans vir breaking news. So ons het media mense wat die heeltyd vir ons nuus instuur soontoe. Jy kan as jy klik net op daai magneet, kan jy dit lees, maar sê net maar iets gebeur hier langs aan jou, dan kan jy sommer jou eie nuus instuur soontoe. Soos wat ons inkopiesentrums ken, is daar plek vir verskillende winkels. En so wil ons vir handelsmerke ook 'n geleentheid bied om binne Twitter, binne ons inkopiesentrum, binne daai platform vir hulle 'n kans te gee om op hulle eie manier in Afrikaans met Afrikaans sprekendes kontak te kan maak en hulle produkte daar te stel, hulle dienste daar te stel. Twitter lok veral gebruikers wat nie voorheen vertroud was met sosiale media nie of huiwerig was om daarvan gebruik te maak. As ons kyk na die profiele, is dit lekker om te sien dat die 25-35 mark is daar. Daar's baie van die 18 bietjie ouer en dan lê daar wat nou vir ons verblydend is 'n lekker groot groepie van die 45 en op. Want ons dink al lê 'n klomp mense wat in die verlede bang was vir sosiale media. Hulle was nie so digitaal savvy nie, maar hulle is nou op Twitter. Twitter word as 'n platform bestempel waarop gebruikers veelsuidig, vry en sonder grense kan reis. Ons het mense soos Ysbeer, dit is 'n IT-spesialis vir die hele wêreld vol reis en hy vertel ons so sy reis, waar hy gaan, skryf hy vir ons gedigte, klein snippets, amper kortverhale en deel dit met ons op Twitter. So dit is baie lekker dat ons ook nou 'n platform raak waar hierdie dinge gedeel word. Twitter sal binnekort ook in ander tale beskikbaar wees.
Klink baie besig daar. Fokus is natuurlik ook nou betrokke met sosiale media en daarom verwelkom ons kykers se kommentaar, julle tweets en julle voorstelle. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokusgroep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Van my, Lenet Fransis en die res van die Fokusspan, tot sins tot volgende Sondag aand om 7:00 weer hier op SABC3.